Goeiedag gemeente en baie welkom by hierdie week se afkondigings. Eerstens wat ons onder julle aandag wil bring en waant ons julle wil uitnooi is die 3 November het ons 'n internasionale dag van gebed waarby ons in gesamewerking met Geopende Deure vir 'n baie spesiale saak wil bid. En dit gaan gebeur ook 10:00 by ons Da Gama kampus, word elkeen genooi. Gaan ons bid vir die vervolgde kerk. Ons hoor 'n klomp stories en ons weet ook dat dit regtig swaar gaan in baie plekke. Ons wil regtig nooi, kom wees deel hiervan. En dis ook nie net vir ons gemeente nie, so asseblief nooi mense saam en kom bid ook lekker saam 10:00 by ons Da Gama kampus. Julle volgende is dit dan ook een van die dae GLS en ek glo meeste van julle weet nou al van GLS en ons is baie opgewonde oor GLS. Die 8 November, nooi asseblief almal wat jy glo ook baat kan vind by hierdie ongelooflike geïnspireerde leierskapsgeleentheid waar ons regtig dinge na volgende vlak toe kan vat. So ons sien uit dat julle ook saam met ons kom leer ook hoe om ook die Here te dien in verskillende plekke en ook daar waar hy ons geplaas het in ons werksplek en in besighede sowel as in ons kerke. Dan is ons ook opgewonde oor die vroue geleentheid, Lise Krelsewiet, wat die 15 November hier by ons kom kuier. Elkeen is genooi, asseblief kom koop 'n kaartjie by die kantoor enige tyd in die week. En as jy jou kaartjie gekoop het, kan jy vir Suzaan kontak om ook 'n tafelbespreking te doen. Seker te maak jy sit ook saam met die mense wat jy graag wil sit. Asseblief maak ook gebruik van hierdie geleentheid en vir vrouens, of vir al ons vrouens, julle is spesiaal genooi na hierdie geleentheid en ons glo dit gaan vir julle ook inspirerend wees. Gemeente, en dan is dit na die einde van die jaar toe, een van dae ons Kersmark, kom ons kyk ook gou na hierdie volgende insetsel. Goeiemôre gemeente en vriende, soos julle weet beweeg die feestyd al hoe nader en dit laat ons dink aan die belangrikheid van Kersfees om lig en hoop te bring. Een van ons belangrike datums op ons kalender is van 4 tot 6 Desember ons Kersmark, waar die opbrengs weer gaan aan ons barmhartigheidsbediening. Saam moet ons 'n sukses maak daarvan. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het julle hulp nodig, ons het julle harte nodig en ons het julle hande nodig. Verlede Sondag het Dominee gepraat oor ons gawes. Elkeen het 'n gawe. Al is dit hoe klein, jy kan 'n verskil maak. Kom ons staan saam, kom ons bring lig en hoop prakties uit. Kom ons leef dit prakties in hierdie Kers- en feestyd. Julle kan my kontak vir Lisel direk of julle kan ook op die WhatsApp lyn kan julle WhatsApp stuur. Staan op, ons het net jou bereidwilligheid nodig om op te staan en te sê hier is ek, neem my hand en ek help. Dankie. Baie dankie Lisel ook vir hierdie uitnodiging. Ons sien verskriklik baie uit na ons Kersmark. Gemeente, dan is dit ook 'n spesiale dag vandag waar ons tydens ons eredienste regtig ook vir ons matrieks wil intree. So hulle is almal genooi ook na 'n erediens toe en ons wil regtig vir julle vra asseblief waar daar geleentheid gaan wees in ons eredienste om vir hulle te bid. Dra hulle regtig ook opreg aan die Here oor. Maar saam met dit in hierdie roetemerke wil ons graag eintlik as gemeente deel word van ons matrikulante se geloofstorie. In hierdie krisistyd van hulle lewe, ek wil amper nou maar so sê soos wat ek bietjie met hulle praat, sê hulle vir my hulle hardloop lekker rond en is gefokus en is besig. Maar glo ons het hulle ook ondersteuning nodig, spesifiek in hierdie eksamentyd. En daarom wil ons julle uitnooi, as jy graag 'n matriek wil aanneem vir hierdie tyd, of jy kan sien om dit te doen, wil ek jou vra asseblief kontak my so gou as moontlik. Ek sal graag in hierdie week al ons matrikulante wat vir my gesê het ek is okay as ek 'n bietjie hulle nommers uitdeel, met mense in ons gemeente wil connect. En die doel daarvan absoluut is spesifiek eerstens om vir hulle te bid, en dan tweedens ook te ondersteun in hierdie tyd. Deur die loop of eintlik deur dalk so hier en daar net 'n boodskapie te stuur, te vra hoe die eksamen gegaan, kry dalk hulle rooster, bid spesifiek in daai tye vir hulle en selfs dalk 'n lekker geskenkpakkie saamstel om te sê dat hulle lekker energie kan hoog hou ook in hierdie tyd wat hulle studeer. As jy ook wonder waarvoor om te bid, nie net as jy iemand matriek aanneem in hierdie tyd nie, kom ons kyk ook gou na die volgende insetsel waar ons 'n paar van hulle gevra het waarvoor ons vir hulle kan bid. Hallo almal, ek is 'n matriekleerder en ek sal vir mense vra dat hulle vir my en al die ander matrieks wat nou eksamen skryf, sal bid dat ons geloof sal sterk bly deur hierdie rowwe eksamen, deur die goeie en selfs die slegte tye, en dat ons altyd sal onthou waar ons krag kry en dis van die Here af. Ek sal dit waardeer as julle kan bid vir my vir 'n goeie werksetiek
en ook selfbeheersing, sodat ek my werklikse trou kan doen, en ook vir energie, sodat wanneer ek leer, ek alles kan insit. Hallo, my naam is SF, ek is 'n matriekleerder by GLA, en ons almal sal dit baie waardeer as julle saam met ons bid vir die volgende paar weke oor ons eksamens, en selfs vir enige ander besluite wat ons moet maak tydens hierdie tyd, te doen met ons toekoms of wat ons almal na matriek wil doen, en dat die Here ons daarin sal lei. Gemeente, ons tree regtig ook in hierdie tyd vir hulle in. En daarom wil ons ook vir julle sê, geniet hierdie erediens en mag dit ook geseënd wees, daar waar ons die Here se naam saam met mekaar groot maak. Dan sê 'n baie hartlike goeie dag geliefdes. Dankie dat julle inskakel by NG Gemeente Jeffreys Bay se aanlyn diens. Dit is vir ons 'n voorreg om die evangelie oor die hele wêreld heen te versprei. En baie dankie dat julle ook deel vorm van die bedieningswerk en die koninkrykswerk van God hierso ook in Jeffreys Bay. Julle is hartlik uitgenooi om enige lief wat julle het, verjaarsdae, huweliksherdenkings met ons te deel. Julle is welkom om dit op die comments te sit, of as julle enige gebedsversoeke het, is julle welkom om te sit op gebed, ngkjeffreys.co.za, of julle kan dit ook op die commentsbar los, of julle is welkom om ook e-posse vir ons te stuur, of op enige van ons sosiale media blaaie dit met ons te deel. Ons sal graag met jou lief en ook hartseer sal ons met jou wil deel, en as daar dan nou sake vir gebed is, bid ons baie graag saam met jou. Geliefdes, ons is in ons jaartema van wees lig en leef lig, en baie opwindende tema. Ons probeer regtig om ligter saam met die Here te leef, en dan is dit natuurlik ook in Oktober by ons 10de maand, en in ons 10de maand tydperk sê ons vir die Here dankie. Dankie vir 'n jaar, dankie vir 'n maand, dankie vir ons lewe, dankie vir gawes, dankie vir sy goedheid, dankie vir sy genade, sy liefde, dankie vir wie hy is. So dis 'n dankie sê maand, en probeer ons ook op 'n spesiale manier om met ons offers en gawes en tyd en wie ek is vir die Here ook te dank en te loof. So wanneer ons vanmôre by die erediens gaan 'n bietjie kom stil staan of by hierdie diens, dan wil ons graag vir julle uitnooi om saam met ons ook te reis met twee baie besondere gedeeltes. So julle is baie welkom om by die huis van Maleagi 3 te lees en kyk hoe die Here sê, toets my hierin. En ons gaan vandag so 'n bietjie meer stil staan by 2 Korintiërs 9. En dit gaan nie oor geld in die eerste plek nie, dit gaan oor verhoudinge. My verhouding met God en my verhouding met my naaste. So geliefdes, dit gesê, as jy na die diens, ek weet almal het besige programme en besige skedules en 'n gejaagde lewe en baie goed wat gedoen moet word, maar as jy iewers eers 'n tydjie kan kry en jy kan op Google gaan, dan kan jy 'n bietjie gaan soek vir Ray Boltz, B-O-L-T-Z, Ray R-A-Y en dan B-O-L-T-Z, Ray Boltz. En hy het 'n lied met die naam van Thank You, dankie. En as jy 'n kansie kry, gaan kyk 'n bietjie na daai lied. Kyk op YouTube of gaan kyk op een of enige ander forum met musiek en dan sal jy dit daar behoort te kan kry. So ek wil vra, kom ons raak vir 'n paar oomblikke net stil voor die Here. Ons wy hierdie aanlyn diens aan hom op en ons gee ons harte en gedagtes aan die Here ook. Kom ons buig die hoofde. O majestueuse, almagtige en liefdevolle God. Dankie dat U oor grense heen, oor kulture heen, oor nasies en volke en stamme heen ons roep om in 'n verhouding met U te leef. Dat U ons geken het voordat ons U ken. Dat U my naam geken het voordat ek gebore is. Toe, soos Dawid sê, ek nog 'n ongevormde bondel was, het U my al geken. U weet alles. U ken my talente, my gawes, my lewe, alles wat ek het en alles wat ek is. En Here, wanneer ons kyk na alles wat in die wêreld aan die gang is en ons kyk na hoe die wêreld ook 'n klomp dinge deurmaak wat ons laat besef die wederkoms moet baie naby wees, dan besef ons ook, Here Jesus, hoe belangrik daai verhouding met U is en verhouding met ons medemens is. En hoe aangrypend belangrik U wet is, as jy in Markus 12 vir ons leer, dat ons moet U lief hê met ons hele hart, siel, krag en verstand, en ons naaste soos onsself. En ons wil vanuit hierdie gebod uit tot U nader vandag,
en vanuit dit uit na die woord toe gaan en dit met daai hart lees van passie, oorgawe en liefde. En daarmee ook onsself onderdanig stel aan U en sê, Here, hier is my tyd en hier is my hart. Wil jy deur die Heilige Gees, waar mense nou ook al lees en waar hulle ook al is, wil jy elke ene deur die Heilige Gees aanraak en elkeen van ons ook aanspreek as ons herder en as ons Vader. Amen. So geliefdes, jy is welkom om jou Bybel nader te trek en dan te blaai na die tweede brief van Korintiërs. Nou Paulus het al reeds 1 Korintiërs geskrywe, hy het die gemeente in Korinthe besoek, hy het vir 'n tydperk 18 maande lank daar gebly gewees. Hy skrywe 2 Korintiërs so tussen 55-56 na Christus. En wanneer hy dit skryf, skryf hy aan hierdie gelowiges in hierdie stad Korinthe, een van die groot hoofstede van die Grieke, maar 'n baie besige stad, handelsstad, 2 hawens. Strabo het geskryf oor 2 Korintiërs en het gesê, dit was 'n ryk stad en 'n groot stad. 'n Ryk en groot stad. So die mense wat daar gebly het sigbaar baie dinge gehad, sodat as mense daar verby beweeg het gesien, hier is rykdom. Natuurlik met die baie handel wat gedryf is, baie produkte wat ook verkoop is, en natuurlik was daar ook afgodery, en Diana was daar, wat die groot godin was, seksuele godin, so Korinthe het bekend gestaan om seksuele omgang te hê met mans of met vrouens voordat jy getroud is, of met die wat jy nie meer getroud is nie, en Paulus wat hulle baie sterk daarteen waarsku. Maar een van hierdie dinge wat ons vandag oor gaan lees, gaan juis oor hierdie verhouding wat hierdie gemeente in Korinthe gehad het met die Here en ook met ander mense. En word hulle ook verwys na die gelowiges in Jerusalem, wat nie so ryk was nie, wat swaarder gekry het en deur moeilike omstandighede was, en die gemeente wat regtig ook hulp nodig gehad het. So wil julle nie asseblief saam met my blaai na 2 Korintiërs 9 nie, julle is welkom om hierdie hele pragtige gedeelte te lees van vers 1 af tot die einde, maar ons gaan net lees vanoggend vanaf vers 6. So, ek lees uit die 83 vertaling uit, dink daaraan, nou, mens sou hierdie gedeelte ook een van die vertalings wat ons kon lees, ons na die grondtale toe gaan sê, maar, dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, of wie min saai, sal min oes. Wie volop saai, sal volop oes. So, die hele gedagte van, hoe meer ek saai, hoe meer gaan ek oes, nee, dit is die beginsel, of die metafoor. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensing of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Baie interessante stelling wat Paulus hier maak aan die gemeente in Korinthe, om hulle oog te vestig op die hart van God, 'n hart van liefde, en soos God met 'n hart van liefde vir ons gee wil hê, moet ons ook met harte van liefde gee. Vers 8, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk. Nou, let net 'n bietjie op hierdie woorde wat nou volg in hierdie gedeelte. Hy gaan julle alles in oorvloed skenk. En asof dit nie genoeg is nie, sê hy, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg en volop kan bydra vir elke goeie werk. Geliefdes, kom ons lees daai net weer, want dis 'n volgepakte sin, né? Altyd, alles, altyd. So, hy sê in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Nou, net tot sover die skrifgedeelte, maar julle is welkom om dan nog verder te lees, en te lees ook dat as hulle so bydra, dan sal dit eintlik lei daaroor dat die Here gedank gaan word, en ook dat die gelowiges in Jerusalem van hulle goed gaan dink, en spesiaal gaan dink, en ook dankbaar vir hulle gaan wees, so die hele rol van dankbaarheid speel 'n baie, baie groot rol in hierdie gedeelte, en as ons dan nou gee, moet dit wees met dankbare harte ook. So, geliefdes, ek wil julle terugvat 'n bietjie, toe ek gaan teologie studeer het, die Here het my in graad 9 standaard 7 gelei tot die bediening om predikant te word. En natuurlik, as jy wil gaan teologie studeer, is dit baie jare en is baie geld, en dit is boekegelde, en dit is sportgelde, en dit is studiegelde, en dit is klasgelde, en studente het mos altyd geld nodig, né? So, dis 'n klomp geld, en
ek is regtig in my hart vandag wil ek vir elke ene dankie sê wat bygedra het ook tot my studies en hulle weet dit dalk nie eens nie. So miskien was daar eers wat in die Vrystaat waar ek studeer het vir die Help Mekaar Fonds bygedra het. En sonder dat daai persoon geweet het daai persoon gehelp dat ek my studies kon klaarmaak, want Beurs het my gehelp om te studeer, nê? Onder andere. So dit is soos meneer Jan ook vanoggend gesê het, mense het bygedra tot daai fondse nie eens geweet het gaan my raak nie, en nie eens geweet hoeveel mense ek deur my bediening gaan raak in die tyd wat ek predikant was in hierdie afgelope jare nie. So deur daai bydra te gemaak het daai persoon bygedra tot die bediening en tot die koninkryk en die uitbou van die koninkryk. En daai persoon weet dit nie eers nie. En dis wat daai lied van Ray Bolts baie mooi ook inkom van Thank You wat julle kan gaan luister. Hoe hy vertel hoe hy in sy lewe bygedra het en nooit eers besef het nie, en toe hy in die hemel kom, loop hy hierdie raak en daai raak. Julle moet daai lied gerus gaan luister. So die eerste ding wat ons hierso raak lees, vertel die Bybel van die dooies vir ons, die Bybel van die dowes het vir ons nogal regtig baie mooi. So ek wil dit graag vir julle lees. Hy sê hierso, dat elkeen moet gee soos hy of sy in hulle hart besluit het, en moenie dat dit vir jou swaar wees om te gee nie, en moenie gee omdat iemand sê, jy moet gee nie. So, is dit nie vreeslik mooi gestel nie. Hulle harte moet so wees, dat dit nie vir hulle swaar is om te gee nie, nê? En hierdie gemeente wat rykdom geken het, die gelowiges wat met rykdom te doen gehad het, natuurlik was nie almal ryk nie, maar of jy nou baie ryk was en baie geld het, en prioriteite het om daai geld te spandeer, of begrotings het, of jy arm is en nie baie geld het nie, en 'n begroting het om te spandeer, is die beginsel hier wat Paulus vir hulle wil sê, is dit moenie vir jou swaar wees nie, dit moet 'n hartsaak wees. Jy moet dit wil gee, uit liefde uit, moet jy dit wil gee, want daar's 'n verhouding met God, en omdat jy omgee, is daar 'n verhouding ook met jou naaste. Daar was 'n professor gewees in Frankryk, wat gesê het onder andere, dat ons 'n verantwoordelikheid moet hê met ander mense, en daai verantwoordelikheid om te sorg vir ander mense, moenie pleasurable wees noodwendig nie, maar dit is goed. Dit is goed om verantwoordelikheid te vat vir ander mense en vir ander mense te kan help. So die Bybel vir dowes sê, moenie laat dit vir julle swaar wees om te gee nie. Die volgende beginsel wat Paulus hierby uitkom is dat jy nie moet terughou nie. As jy daai saadsak gekry het by die saad en jy moet saai, moet jy oorvloediglik saai. En hoe meer jy saai, hoe meer gaan jy oes. Maar as jy terughou, dan gaan jy minder kan oes. So die Here sê, moet ook nie net julle aandag fokus op die hier en nou op die wêreld nie, dan is julle die bejammerenswaardigste van alle mense. Hy sê, rig julle gedagtes daarbo waar God is, waar mot en roes nie verdeel nie. So saai die saad van die koninkryk van God. En as ons nou die beginsel verder wil vat oor Jesus Christus, dan saai Jesus die blye evangelie, hy saai die messiaanse boodskap, hy saai die goeie nuus in die wêreld in, na elke stam, taal, volk, nasie. Hy saai dit uit, sodat ek en jy dit kan hoor, en as dit gehoor het, dit kan glo en tot bekering kan kom, en die Here kan dank en loof en prys en dien. So, daai saad van die blye evangelie wat die Here vir almal wil saai, moet ek ook nie net vir myself wil hou, en wil terughou nie. En dis die woordjie, terughou. Dat ons moenie dit wat ander mense mee geseën kan word, terughou nie. Hierdie gemeente in Korinthe sou nie eens weet wat die detail is waarvoor daai geld in Jerusalem moes gaan nie. Maar die saak is gesel, daar's hulp nodig. So wil julle nie asseblief bydra nie. En wat die rimpel effek daarvan gaan wees, en wie hulle gaan bereik, sal hulle nooit weet nie. Maar God sal weet. En dis waaroor dit gaan. So hier gaan dit oor hierdie goeie dade wat uitloop. Dit is die vrug van hulle geloof. Die goeie dade is nie daardeur dat ek op my skouer kan klop of dat die Here my meer moet seën of meer moet lief hê nie. God wil my seën en hy wil my lief hê. En ja, hy het die blymoedige gewer lief. Wanneer ons nou kyk na Maleagi 3, dan sê Maleagi baie duidelik dat as ons terughou van die Here af wat hom toekom, dan steel ons van die Here. Baie radikale, baie sterk standpunt dat ons die Here moet toets hierin, dat as ons vir hom gee of hy ons nie sal seën nie. So hierdie hele beginsel van nie terughou nie het te doen met my hart. Weereens, dit het te doen met verhoudinge. Dit het te doen met my verhouding met God en dit het te doen met my verhouding met my naaste, natuurlik ook met myself. Maar die beginsel hier van my hart, wat vir my hande vertel wat om te doen. My hart moet my hande lei
om die goeie vrug wat God voorberei het as 'n geskenk uit te gee. Soos Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê, dat uit genade is julle gered deur julle geloof, nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk van God. En hierdie geskenk, hierdie gawe, moet ons nie net vir onsself hou nie. Dit is soos daai skat wat iemand gaan begrawe iewers elders, nê? Nee, ons moet daai skat gebruik. Ons moet nie ons lig onder 'n maatemmer sit nie, ons moet hom laat skyn. Ons moet die lewe leef in verhouding met ander en met die Here, en ons moet dit deel. So, hierdie is 'n baie belangrike groot beginsel van hierdie oesmetafoor, dat die Here wil jy sê, hoe meer ons gaan saai, hoe groter gaan die oes wees in die koninkryk. En dit moet mos ons hart ook wees, want dit is God se hart. So hoe kan dit nie my hart wees nie? So daarom gaan dit nie hier oor skuldgevoelens nie, en wil ek nie allerhande skuldgevoelens op my laat laai nie, maar dit gaan oor hierdie liefde wat ek vir die Here het. Weet, hy het die wêreld so lief dat hy sy enigste seun gee, sodat elke een wat glo. En dit moet my hart wees, dat ek wil hê, elke een moet glo, selfs daai moordenaar, selfs daai verkragter, selfs daai korrupte persoon, selfs daai persoon wat my geld gesteel het, selfs daai persoon wat my kind omgery het, selfs daai persoon wat besig om oorlog te maak, moet ek ook daai begeerte hê dat daai persoon hulle hart vir die Here sal gee. En dit is hierdie beginsel. Hier is 'n baie mooi Griekse woord wat ons kry hier in die 8ste vers, wat hy praat van autarkeia, en daai woord het te doen met die equilibrium, het te doen met 'n balans, van dat ek genoeg van die Here ontvang, om ook genoegsaam te kan leef, om te kan sê, maar ek het genoeg, ek het voldoende, ek is tevrede met dit wat die Here vir my gee. En dat daai woord te doen het met my lewenstyl wat ek het, waarin ek genoeg van die Here ontvang, en ook genoeg kan gee. En een van die kommentatore het mooi geskryf, het gesê, die Here sal nooit van jou meer vat as wat hy bereid is om vir jou te gee nie. Hy sal altyd vir jou genoeg gee, sodat jy ook kan weggee. Jy sal jou nooit kan uitgee nie. Jy sal nooit soveel kan gee, dat jy gaan bankrot raak daardeur nie. Want die Here gaan altyd vir jou voorsien om te kan gee. Maar dan beteken dit nie, ek moet my bankrekening nou gaan leegtrek en my hele bankrekening vir iemand anders te gaan gee nie. Glad nie, nê? Dit beteken ek moet met die Here stil word, ek moet met die Here praat, ek moet na die Here luister, en daar waar daar nood is, en daar waar ek kan help, deur my gawes, deur my talente, deur my ervaring, deur my liefde, deur my woorde, deur my daar wees, deur my omgee, of deur my geld, moet ek bereid wees om my hele lewe as 'n offer vir die Here te gee. En nou is ons terug by Romeine 12 vers 1 tot 2, gee julle hele lewe as 'n offer wat vir die Here aanneemlik is. En so geliefdes, op hierdie Sondag het die Here ook gekom, en het hy sy lewe as 'n offer gegee, sodat ons daardeur gered kan word. Hy het nie net 'n deeltjie gegee nie, hy het homself gegee. En dis wat die Here wil hê. So wanneer ons na hierdie pragtige gedeelte kyk vir hierdie gelowiges in Korinte, dan kom die Here ook vandag na jou toe, en hy kom na my toe, en hy nooi ons uit om by te dra vir sy koninkrykswerk in ons totaliteit, in ons menswees. Dat ek my lewe vir die Here wil gee, en daarom wil toewy om vir die Here toegewyd by te dra tot sy koninkryk. Ek wil ook baie dankie sê, nie net vir mense wat bygedra het tot my studies nie, maar ek wil dankie sê vir elkeen wat in my lewe inploeg. Ek wil dankie sê vir elkeen wat in die gemeente van die Here en in die kerk van Jesus Christus oor die hele wêreld inploeg en bydra. Ek wil baie dankie sê vir elke gesin, elke familie, elke huwelik wat 'n voorbeeld is. Ek wil ook baie dankie sê, geliefdes, vir hierdie 10de maand waarby mense inkoop. Ons probeer graag 700,000 hierdie jaar bereik om die bedieningswerk te kan voortsit en te doen, en ons trek op die oomblik op 240. So dankie ook vir elkeen se bydrae met dit. En as jy wil bydra tot hierdie koninkrykswerk en inploeg, is jy welkom om met EFT of op enige van die ander wyse wat op die skerm wys by te dra. Maar dit gaan oor verhoudinge. My verhouding met God, my verhouding met my naaste. En mag dit wees dat ons vanuit die samevatting van die wet uit vandag net weer besef, die Here wil my seën. En as hy die blymoedige gewer liefhet, dan moet dit my hart wees. En mag ons harte ondersoek, dat ons gawes en talente en tyd en ervaring en besittings gee soos wat die Heilige Gees ons lei. En dan die vrug daarvan te pluk.
Geliefdes, ek wil vra dat julle saam met my 'n paar oomblikke net sal stil raak in gebed en die hoofde sal buig en dan nader ons ook tot die Here. Liefdevolle Jesus Christus, dankie dat U lewe aan die kruis gegee het. Dankie dat U nie teruggehou het nie en dat ons daarom ook nie moet terughou nie. Dat ons nie moet skaam wees of dat ons met swaar harte moet gee of dat dit vir ons moeilik moet wees om ons tyd of talente of gawes of geld te gee nie. Dat ons dit graag wil doen, omdat ons so verskriklik dankbaar is vir wie U is en dankbaar is dat U die God is van genade en liefde wat vir die mossies van die veld sorg en weet wat ons nodig het nog voordat ons dit vra. Dankie dat ons na U toe kan kom en dat U aan ons elke liewe dag ons daaglikse brood gee. Dankie dat U ons bewaar van die bose. Dankie Here vir genesing, vir herstel. Dankie Jesus vir die ewige lewe wat U vir ons as 'n geskenk gee, wat ons deur geloof ontvang en dat ons daarom deur dankbare lewe en dankbare harte ook so van die wêreld 'n beter plek kan maak. Amen. Vriende, geliefdes, mag julle 'n besondere mooi dag hê en mag julle week geken word daardeur dat julle sagte en oop harte het vir die wêreld in nood. En dit is ons gemeente se visie. God maak ons golwe van liefde en lig vir die wêreld en in nood. Kom ons leef dit. Amen.